Nou, met hierdie proses van ware disipelskap, in hierdie ware disipelskap is daar altyd verandering. Jy kan nie dieselfde bly in disipelskap nie. Is onmoontlik, want jy beweeg saam met iemand. En hierdie ene vanoggend, die land hier in die middel, hierdie land in between, van waar ek vandaan kom en waar ek weer uitgestuur word. Want is 'n ander prentjie hierdie kant as wat ek hierdie kant inkom. En baie van ons bevind ons baie keer in hierdie land tussenin. Nou, Jesus het ons het weggetrek waar ons die groot prentjie begin kry het, waar Jesus kom en hy sê in Lukas 9 van vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. En hierdie volg is om saam met iemand die pad te kan stap. Jy stap saam met iemand, daai job shadowing, om jouself aan iemand te verbind en saam met hom te gaan. Ek begin sy maniere aanleer, ek begin soos hy wees, en op daai manier, en dit is wat Jesus kom doen het. Ons het saam met hom begin stap, ons hoor wat hy sê, ons doen. Hoe maklik is dit vir 'n kind, ma's en pa's wat al hier so sit, hoe maklik is dit vir jou as jy jou kind wil iets leer, en hulle sê, ag nee, moet ek dit al weer doen? Dis baie lekker vir jou as ouer, om jou kind te leer as in hy daai toestand is, nee. Nee, ek dink ons wil hulle 'n bietjie wurg op daai stadium. Kom, ek sê vir jou, kom, lei die plante nat. Nie so nie, jy mors al die water uit, maar ek wil dit nie nou doen nie. Wat as die kind kom sê, ja papa, awesome, dis so lekker. Ja nee, wys my, waar is die gieter, maak nat, moet ek dit weer doen? Watter een verkies u? Die ene wat jy moet trek, of die ander een wat sê, sjoe, dis lekker, ek leer iets niets. Watter een verskaf vir u vreugde? Kan ons so vra. Die ene wat sê, hier is ek, en wat leer. Watter een leer die vinnigste? Die ene wat sê, waar is die gieter? Wat moet ek doen? Hoe moet ek doen? Daardie ene wat, hoe lang gaan hy vat tot hy daai, totdat hy sê, okay, ek sal nou leer. Dis baie keer dieselfde met ons disipelskap proses ook. Die Here roep ons en ons kom met opgewondenheid en dan of yes. Dis interessant, ons gesels hierdie week oor daai volg my. En net die idee en waarvoor dit staan en wat dit is. Ons gebruik hierdie woord so los in vandag se tyd. Want ons gebruik dit vir followers. Who are you following on your Instagram? Or who are following you on your Instagram? Of jou Facebook? Of hierdie ou het soveel followers. Wat? Ons gebruik die woord so los, dat dit amper nie meer betekenis gekry het nie. Maar elkeen van ons het nou al op YouTube follow ons iemand. Instagram follow ons iemand. Wat beteken dit om te sê, ek volg hierdie persoon? Ek maak my oop vir die invloed, ek luister en ek leer. Dieselfde met Jesus, I follow Jesus. Ek volg hom, ek leer van hom. So, wie het die grootste impak op jou lewe op die stadium? Die een wie jy volg, die ene waarvoor jy jou hart oopmaak, die een wat jy jou lewe voor oopmaak en om saam te gaan. Volg my, daai disipelskap in die groot opdrag, hierdie land hier in die middel, hier tussenin, wat ons mee besig is. So, Eksodus 33, wat ons verlede week baie intens mee gewerk het, maar ek wil net hierdie twee gedeeltes uitlig. Vers 13, waar Moses sê, if you are pleased with me, teach me your ways. Hy sê daarmee,
Yikes, hoe het ek hom in Engels hier nou? Hy is voorstel om in Afrikaans te wees. Wys my u weg, leer my u weë. Dis wat Moses daar kom, en hy sê, teach me your ways. En hy vra in vers 16, toe die Here gesê het, julle kan gaan, ek sal weer die beloftes en alles gee, maar my gees gaan nie saam met julle nie. En Moses sê vir die Here toe, Vader, wat sal ons anders maak as al die ander volke op hierdie aarde? Hy sê, as u nie saam met ons gaan nie, hoe gaan hulle weet ons behoort aan u? Want ons het dieselfde beloftes, voorspoed en. En hy sê, is u gees nie saam met ons gaan nie, kan ons nie gaan nie. What else will distinguish me and your people? Wat maak ons anders? Is u gees. Efanus wat vir hy vroukie kon sê, dis nie ek, dit is die Here wat besig is om in my te werk. Ons harte verander met die ene wie jy volg. En Moses het dit geweet en hy het gesien, het sê asseblief, as u gees nie met ons saamgaan nie, moenie dat ons hier optrek nie. Moenie dat ons trek nie. En dan, daai 3 vlakke van die nabyheid van God, daai intimiteit met God, waaroor ons gepraat het, die mense wat waarneem, die mense wat God ontmoet in die tent, en dan die heerlikheid, die openbaring van God se hart. Die realiteit van Exodus 33, die beloofde land was nooit Israel se grootste skat nie. God se teenwoordigheid was. Ons beloftes is dit wat ons soek. Dit is wonderlik om dit te hê, maar as God se teenwoordigheid nie in dit is nie, is dit leeg. Dit is so leeg. Die ware belofte is nie die land nie, dit is God self. Dink 'n bietjie. God het hom openbaar daai 40 dae in daai woestyn. Nou in daai woestyn het daar baie verandering plaasgevind. Verandering is nie maklik nie. Veral hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak verandering vir ons. Want verandering is vir ons later raak dit vir ons dit raak amper 'n vyand. In die begin, as jy jonk is, jy wil alles beleef en dan begin jy losmaak van wat jy nie meer wil beleef nie. En so. Nou verlede week, juis om hierdie perspektief te verander, en om daai verandering aan jou lyf te voel, het ons verlede week gevra, skuif net jou sitplek in die kerk. Kan ons dit weer vanoggend doen? Dan voel ons voel verandering. Moenie worry, ek gaan dit nie doen nie. Verandering is 'n moeilike ding. Veral as dit naby in jou lyf kom en jy voel, maar hoekom moet ek doen? Dit is onnodig. Maar in hierdie verandering sien ons baie dinge wat gebeur. Daar's so 6 van hierdie goeters wat uitstaan in verandering. Verandering bedreig my in my brein soek veiligheid. En verandering maak vir die prentjie, maar ek is nie veilig nie. Ons brein is die heeltyd besig om die paadjies te soek wat vir my die minste verandering veroorsaak. En ek soek 'n plek van voorspelbaarheid. Dit moet voorspelbaar wees. Ek wil nie na 'n plek toe gaan wat elke keer iets anders is nie. Verandering, dit druk op my identiteit. Sê nou maar jy verloor jou werk. Dan is daar verandering wat plaasvind in my identiteit. Nou is ek werkloos. Of nou is ek 'n pa, nou is ek 'n man, nou is ek 'n dit, nou is ek 'n... Jou identiteit lê baie keer in wat jy doen. En verandering maak dit ons daai een, ons skrik vir hom. Ons skrik vir hom, want ewe skielik is ek nou iemand anders. Ek wil nie verlies. Mense ervaar verlies sterker as wins. As jy iets verloor het, dis baie meer intens. Byvoorbeeld, as een ou byvoorbeeld vir jou sleg sê,
Jy vat dit baie keer nader aan na jou toe, as wat 5 mense vir jou sê, ek is so trots op jou, ek is so opgewonde. As iemand iets sleg sê vir jou, dit oorheers jou omtrent. Beheer. Verandering vereis vertroue en oorgawe. Die volk wat kom uit die land uit en met oorgaan. Daai vertroue en oorgawe, energie. Aanpassing verg emosionele werk. Dis emosioneel om te verander. Wie van julle het al getrek in jou lewe? Oef. Dis nie lekker nie. As jy trek van jou woonstelletjie na jou huis toe, is dit fantasties. En daar sit jou lewe op en nou moet jy beskiklik trek. Net die emosionele kapasiteit wat daarmee saamgaan, en dan moet jy nog ander mense moet gaan ontmoet, en. Sekuriteit, dit ontbloot waar ons vertroue plaas. Verandering speel 'n geweldige rol in al hierdie goeters. Dis waarom ons brein byvoorbeeld, ons wil nie verander nie. Want ons het nie energie daarvoor nie. Kom ons gaan eers plek wat is voorspelbaar. Ek weet dit en ek weet dit en ek weet dit. En dis waarom dit so vir die volk so moeilik was. Net so opgewonde was om uit Egipte uit te trek. Nou kom hulle in hierdie land tussenin. In hierdie land tussenin. En hier's waar die dinge nou gebeur. En al hierdie 6 goeters is besig om in te skop. Al hierdie goeters, as mens, word jy gekonfronteer met jou veiligheid. Dit was vir hulle aaklig in Egipte. Maar dit was vir hulle bekend. Dit was vir hulle bekend. Ek kon huis toe kom. Net so wat lekker is. Party van julle hou jou vakansie. Dit was so lekker vakansie en so aan. En dan wat is die eerste ding wat ons sê as ons by die huis kom? Ai, dis om lekker om by die huis te wees, is dit nie? Hier by my huis, dis net lekker om in my eie bed te kan slaap en my eie koffie te drink en jy het nou net verskriklik lekker vakansie gehad. Maar jy voel veilig. Daai identiteit, jou verlies, jou beheer, jou energie, al die verandering speel 'n rol in dit. En God sê, ek wil hê jy moet my sien. Ek wil hê jy moet my sien wie ek is vir jou. Jou identiteit vasmaak aan my. My woorde hoor, wat ek in jou gees inspreek. Dis waar Moses sê, wys my u heerlikheid. Want die groot ding met al hierdie veranderinge, het gaan oor vertroue. Vertroue. Kan ek God vertrou? As hy sê, hy sal na my kyk. As ek my lewe in sy hande oorgee. Dink 'n bietjie net daaraan. Een keer 'n vroutjie nooi, 'n vroutjie vra, ek moet hulle kom sien. En ek kom daar, die vroutjie lê sterwend. Sy sterwend. En sy vra vir my, maar sy wil meer weet van die doop. En ek verduidelik vir haar die doop en die doel daarvan en sy sê, is it true that when I get baptized I will be healed? I say, it is part of what God is doing. I cannot say baptism will heal you. But it's that place of surrender unto God. Is die plek van afhanklikheid van die Here, waar jy sê, Here, ek vertrou jou. Sy sê, but I can't do that. I want healing, and I've heard baptism will heal me. Ek sê, baptism is a place of surrender unto God. Sy sê, nee, maar ek kan dit nie doen nie. En sy sê die volgende woorde aan my. If I surrender unto God, I do not know what He will do with my life. Sy lê sterwend.
En sy sê sy vertrou nie die Here met haar lewe nie. Maar sy het gehoor doop kan haar lewe red. En hoe meer ek vir haar probeer verduidelik, sy sê nee, ek kan maar gaan, ek het jou nie nodig nie. By daai plek van vertrou my, sê die Here. En hier is daai verandering. As ek met Vanus 'n verhouding het, en Vanus sê, Johan, ek weet jy sien nie wat ek sien op die oomblik nie, maar vertrou my. Dan sê ek, yes Vanus, ek vertrou jou. Ek stap saam met jou. Ek sien dit nie, ek is onseker, my veiligheid word bedreig, ek weet nie wat dit vir my gaan inhou nie, dit kan dalk verlies, ek gee beheer oor, want ek verstaan nie, hierdie energie, ek gaan nie met jou nou beklei nie, en hierdie sekerheid wat ek het dit nie. En ek sê ek volg. Dis vir ons bitter moeilik. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Is dit maklik? Nee. Want al hierdie goeie speel so 'n rol. Ek wil net na 4 punte kyk vanoggend. Wat gebeur in die woestyn? Daai land tussenin. Jy is nie in Egipte nie, en jy is ook nie in die beloofde land nie. Daar's dinge wat groei in die woestyn. Wat groei in die woestyn? Afhanklikheid. Want niks is bekend nie. Jy's heeltemal uit jou sone uit. En die volk is nou uitgelei, hier is hulle, sodat ons gelees het, in Exodus 32, 33 en 34, en is hierdie ontmoeting met God, God openbaar homself, en hierdie volk moet gelei word in hierdie land tussenin. Wat groei daar? In die woestyn leer die volk daagliks afhanklikheid van hom. Daaglikse afhanklikheid van God. Die manna elke oggend. Nou dit klink so idillies, dit klink so fantasties. Die Here voorsien elke dag manna. Weet jy wat beteken manna? Die woord manna beteken, wat's hierdie? Dis wat manna beteken. Ons dink, o, die Here het vir hom manna gegee. Oh, dit is so wonderlik. Daai man sê, wat's hierdie? Dis wat die woord manna beteken. Imagine jy eet elke dag, wat's hierdie? Vandag maak ek water en ons eet hom soos slap mieliepap. Ok, dan maak ons hom droog en ons rol hom uit en ons bak koekies met hom. Dit proe daarom soos koljander, weet ons. Maar that's it. Hoe opgewonde gaan u wees om elke dag, wat's hierdie, te eet? Afhanklikheid, want daar's niks anders nie. Ek voorsien, sê die Here, maar Here, wat's hierdie? Water uit 'n rots. My kraan is droog. Die Here voorsien op 'n ander manier. God neem selfgenoegsaamheid weg. Daai ek voorsien vir myself. Ons sê baie maklik die Here voorsien. Maar boetie papie, ek kyk wat ek bymekaar maak. En ek. Dis waarom dit so moeilik vir ons is om te deel en om die Here te vertrou. Deuteronomium 8 vers 3. Hy het jou laat swaar kry en jou laat honger ly en jou manna laat eet wat jy in jou voorvaders nie geken het nie. En om jou te leer wat die mens nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van die Here gaan. Die woestyn leer ons om elke dag op God te vertrou. Elke dag. Party van ons is dalk nou in 'n woestyntydperk. Dalk is jy nou in 'n woestyn en die Here sê, ek het nodig dat jy afhanklikheid van my moet leer. Gaan Isaai daai kind, nee, ek wil nie nou nie, sê Vader, asseblief help my om te kan sien. Help my om te kan sien, want dit is vir my moeilik. Ek vertrou U, ek volg U. Ek verstaan nie, maar ek volg U. Wat groei in die woestyn? Afhanklikheid. Die tweede ding wat groei in die woestyn, jou identiteit.
Hulle is gestroop van slaaf wees. En ons mag nou dink, ja, ek wil nie 'n slaaf wees nie, maar toe hulle in die woestyn kom, sê hulle, ek wil eerder terug gaan Egipte toe. Hierdie woestyn tydperk, wat so taaf is, om God te vertrou en om te volg, gee jou 'n nuwe identiteit. In Egipte was hulle slawe, in die woestyn het hulle gevorm tot hulle sy volk is. In die woestyn ontvang Israel die wet. Hulle ontvang God se hart. Die tabernakel, sy teenwoordigheid. Hulle nasionale en geestelike identiteit. Hulle is nie meer slawe nie. Hulle word 'n volk uitgekies deur God. Sy teenwoordigheid. Die woestyn is waar God ons leer wie ons werklik is. Dis waar ons leer. Want ons het niks om op staat te maak op ons eie nie. Die toetsing van die hart is een van ons taafste plekke in die woestyn. En niemand kan dit vir ons mee help nie. As die Here ons in daai plek inlei, in die toetsing van jou hart, om te sien wat daar binne in jou hart aan die gang is. Lees 'n bietjie saam met Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, om jou te verootmoedig en 'n beproewing, om te weet wat in jou hart is. Of jy sy gebooie sal hou of nie. Is dit die openbaring van ons hart na God toe? Of is dit die openbaring van ons eie hart na onsself toe? Dat ek kan sien wat is in my hart. Die Here weet wat is in jou hart. Die Here weet hoe lyk ons hart, maar ek weet nie hoe lyk my hart nie. En is in die woestyn waar jy geopenbaar word wat regtig hier in jou hart aan die gang is. Daardie ding van murmurering. Ag, ek wil tog nou nie, en hoekom moet ons, en waarom is dit, en ek kom nie agter, ek het myself so in 'n gemaklike sone ingesit, dat ek met almal en alles stry nie, want ek wil nie deur hierdie verandering gaan, wat vir my energie gaan kos nie, of wat vir my gaan challenge nie, ek wil net ek wees. Die openbaring van my hart, is nie sodat God kan sien wat in my hart is nie. Nee. Ek sien wat in my hart aan die gang is. Maar die probleem is, omdat ek so wegkruip agter hierdie mure, kom ek nie agter nie. En in God se teenwoordigheid, dan wys hy, Johan, my kind. Murmurering, vrees, en hierdie ene is waar alles vandaan afkom. Hierdie is die kernene van alles. Vrees. Ek vertrou nie. Dis vrees. Opstandigheid, dis die een wat dan volg daarna, en verlange na Egipte, dit wat was. Die woestyn openbaar die toestand van ons harte. Die Here sê, volg my. En dan pop daai ene uit. Wat gebeur in die woestyn? Die transformasie. Wat groei in die woestyn? Die woestyn verander altyd mense. Sommige mense groei, ander verhard. Want dit is vir hulle te moeilik om daai volgwerk te doen. En baie het in die woestyn gesterf en daar het hulle agtergebly. Die woestyn word 'n plek van vorming of 'n plek van frustrasie. Die woestyn vernietig ons, dit openbaar en verander ons. Daai openbaring en verandering, dis waarna ons smag. Wanneer die Here kom en sê, kom volg my kinders, ons eerste reaksie is, ek wil eerder teruggaan na wat bekend is en wat veilig is, en hier wil ek bly. Jy kan maar gaan kyk daarso. Daai poelietjie gaan daar bly, ons gaan dieselfde bly. Maar wanneer ons die Here vertrou, is daar 'n nuwe wêreld waarin hy ons invat vir 'n nuwe begin, en dis waaroor ons volgende week gaan praat. Hoe die volk verander het van slaaf wees na 'n God se volk
wat in die beloofde land kan instap. Hierdie week wil ek 'n bietjie vra om te gaan dink. Die woestyntydperk waarin u al in die lewe was. Wat het in daai tydperk gebeur? En dit wat u geleer het, kon u dit verder toepas? Ek in ons geestelike wandel met die Here. Nou ons staan aan hierdie kant met Jesus Christus en die Heilige Gees en ons kyk terug want Jesus sê alles wat my Vader gedoen het, dit doen ek en ek leer julle ook so. En hy leer ons in ons geestelike wandel saam met hom, gaan ons deur woestyntydperke. En dit is soos in my geestelike wandel kan ek terugkyk en sien wat het daar gebeur. Die beginsels wat die Here daar uitwys, is die beginsels wat ons nou in ons wandel met die Here. Ons is uitgeroep uit die wêreld uit. Partykeer is ons in hierdie land tussenin om hierdie beloofde land wat die Here vir ons het mee in te wandel. Dan gaan ons weer partykeer in 'n woestyntydperk in om die Here ons verder goeders te wys, want ons is nou in sy belofte. Dit het nie net plain sailing gegaan met die mense toe hulle in Egipte in Israel gekom het nie, in die beloofde land nie glad nie. Maar hy beginsels het vasgemaak. Vader, ons wandel saam met U. Ons wandel saam met U. Ons musiekspan, julle kan vorentoe kom. Vanoggend is die oproep na ons harte toe, wat die Here vir ons vra. Kan jy my vertrou? Kan jy my vertrou? Here, ek gee my lewe vir jou, sodat ek gered kan word. Maar ek wil eerder bly net waar ek is. Red my, maar ek is eintlik okay. En dan kom Here sê, my seun, my dogter, wandel saam met my, want daar's 'n baie groter prentjie wat ek jou wil wys. 'n Baie groter lewe wat vir jou wil oopsluit. En baie keer gaan ons deur moeilike goeders in ons lewens. En as ek dink die Here straf my, dan sit ek die pot heeltemal mis. Sê Vader, ons is besig met 'n proses van verandering en lewe in afhanklikheid saam met U. So baie keer dink ons is in 'n woestyn in tydperk ingaan, die Here is kwaad vir my, die Here straf my, ek is nou nee. Wandel saam met hom. Wandel saam met hom. Wandel saam met hom. Die openbaring wat groei in die woestyn. Ons afhanklikheid, ons identiteit, ons transformasie, dit wie hy is. En jy sal nooit, ooit weer dieselfde wees nie. Kom ons staan saam. Is u vanoggend in 'n transisietyd in u lewe? As u is, wil u nie vir my net so waai nie. Ek wil u sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Asseblief moenie bekommerd wees nie. Die Here vra, kan jy my vertrou? Vra die Here. U mag dalk sommer onmiddellike vrees in jou binneste beleef. Daai onbekende, daai erken dit vanoggend en gooi hom net hier af. Want ware liefde dryf uit alle vrees. En is uit daai plek uit, ek weet my Vader het my lief. You're a good Father. En ek kom anker my aan U vanoggend. Dat wanneer ek in die beloofde land instap, op die plek van antwoord, die plek van belofte, is U teenwoordigheid met my. U is by my. Maar as ek dink die Here is kwaad vir my en hy straf my omdat ek in die woestyn is, nee. Dan gaan ek niks leer nie. Ek gaan die hele tyd dink ek is in 'n verkeerde plek en die Here is kwaad vir my. Jy gaan niks kan leer nie. Jy gaan nie nader aan hom kan kom nie, niks nie. Vanoggend wil ek u met u self sien hoe u
Om u vasmaak aan hom. So terwyl die musiek net so speel, wil ek net u vir die van u wat net u hande ook net opgesteek het, net maak dit jou oë toe. En laat toe die liefde van die Here, daai vrees net nou uitdryf. En sê Here, ek gee oor. Saam met u te wandel. Vader, ek wil vir elkeen bid vanoggend, wat op hierdie stadium met 'n worstel in hulle hart sit. 'n Worstel in hulle gees. Dat alle vrees sal verdwyn. U liefde sal deurspoel deur elke area. Vader, ons kom soos gewillige kinders na u toe. Lei ons, leer ons, rig ons. Soos Moses het gesê, leer ons u weë. Maak u weë aan ons bekend, om saam met u te kan wandel, dat die wêreld kan sien, ons is u kinders. Die wat die hande net opgesteek het, steek het gou net weer jou hand net so 'n oombliekie op. Perfekte liefde dryf uit alle vrees. Anker jouself vanoggend aan hom. Anker jouself net aan hom vanoggend. Here, u sien elke hart. U sien elke hand wat uitroep. En sê, Abba Vader, lei my, hier is ek. In Jesus naam. Amen.